Dit is altyd lekker om by iemand anders te kuier. Ons is almal een liggaam daarin. Is daar enigiemand wat Engels is? English speaking people? Verstaan julle glad nie Afrikaans nie? I'm going to try my level best, but unfortunately I speak only the heavenly language, Afrikaans. Is mos so, nee. Ja, voordat ek aangaan, met die woord, ek wil eers gou vir julle ietsie verduidelik, en ek soek uit pingpong balletjies weer asseblief. Want hierdie het ek by eie gemeente ook al gedeel, en terwyl ons al onder gestaan het, bly maar sommer hier bo saam met my, want ek wil hê my help. Terwyl ons al onder gestaan het, die Here aan my iets andersters openbaar. Maar dit gaan oor saai. Dit gaan oor die koninkryk bou. Dit gaan nie net om vir pastoor Andrie se mooi kar te koop of lekker groot Bybelstuks nie. Dit gaan oor die koninkryk te bou. Stem julle saam? And this is what I've taught my own congregation. Ek wil hê jy moet hierdie balletjies vang, hoor. I want you to count with me how much he's going to catch. Is dit reg so? Right. 1. Voor sy hande vol word. 2. Maak so. Dit maak dit makliker. 6. Mag hom nie in jou sakke sit nie, hoor? Okay, raak dit 'n bietjie moeilik. Maak dit 'n bietjie moeilik. You see, it keeps on falling. Somewhere along the line, something is going to fall. If you receive blessings in abundance, and that is the Lord's plan for all of us, somewhere along the line, iewers gaan jy die pap op die grond laat val. Stem julle saam? Julle moet seker maak. Ek wil nou hê dit wat jy in jou hande het, of jy kan die ander ook optel. Gooi hulle weer vir my. Do you think I'm going to catch more? Hoe groot is jou hande? Kom ons kyk so 'n bietjie. Is more or less the same. Vir die jong man het hy groot hande, né? I want you to count with me, how much am I going to catch? 1. I bet you I'm going to catch more than him. Stem julle saam? And we can play this game the whole day long. Baie dankie. But I want you to understand one thing. The more blessings He showered upon you, and the more you give back to the Lord, the more you can receive. But hier lê die geheim daarvan. Baie dankie. This is the crux of it all. When we ever do receive the blessings of the Lord, daar's 'n skrif wat sê die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. En ek het altyd gedink dit gaan daaroor oor saai met hierdie hand, maai met hierdie hand. En die Here sê vanoggend vir my, en ek moet dit vir julle sê, it's not about Facebook. It's not about posting on Facebook, look what I have done. Because through God's grace, you have done absolutely nothing. It's by His grace that you are able to do it. Dis nie uit jouself uit nie. Alright. So baie dankie. Is julle nog hierso? Yes. Right, ek is bly. Ek het die Here gevra in die week, toe pastoor Andries my gebel het, hy het my net herinner. Ek kan dit eintlik nog steeds nie so lekker agter die kloutjie by die oor sit nie, maar ons praat so rukkie terug en hy het my gevra, pastoor Jan, ek moet hier kom bedien. Ek sê vir hom nee, is reg, ons moet praat oor die datum en alles en hy bel my in die week, hy sê vir my hierdie Sondag. Onthou jy? Ek sê ek kan nie onthou nie, maar ek is hierso. Amen. I'm excited, but I asked the Lord, die eerste wat ek die Here vra is, what do you want me to teach your sheep this morning? Want julle behoort nie aan my nie, julle behoort nie aan pastoor Andries nie, julle behoort aan die Here. And he says to me, 2 things. Number 1, I want you to teach them patience. Galasiërs 5:22. Ons almal ken die Heilige Gees en hy sê one of the virtues of the Holy Spirit is patience. En ek sê, okay Here, dan doen ons dit. Hoe gaan ons dit doen? Sê vir my, maklik. Ek gaan jou net 'n baie lang woord gee. Maar wees saam met my opgewonde, praat saam as die Pinkstermense vanoggend. Jy kan amen sê, as jy opgewonde raak en jy halleluja sê, as die Here ernstig met jou praat, hou dit maar vir jouself, wikkel net 'n bietjie jou tone, maar net nog nie kom baie sê nie. Right. So ek wil vanoggend vir jou boodskap bring van hoop. I want to give you a message of encouragement. Ek wil vir jou ietsie gee wat jou gaan optel, because in life, the storms that we sang about, they are going to happen to us. And I want to encourage you this morning, that even though you might feel that it's over, the Lord has forsaken me, die Here het vir my vergeet. Sy woord sê vir my, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie.
Ek is jou reddende hand. Geen mens kan dit doen nie. Dis die Here vir wie ons dien. Maar baie keer gaan ons deur hierdie lewe en ons raak 'n bietjie afvallig. Nou, jy gaan sommer baie vinnig al vir my sê, nee, jy praat nie met my vanoggend nie. You're not speaking to me because I serve the Lord. Hallo, julle is hierso. En ek is baie trots op julle. But you're gonna tell me, ek is nie afvallige nie. Want ons het 'n terme vir afvallige, of let's call them backsliders. Het julle al van daai term gehoor in die kerk? We talk about backsliders, and you will easily say to me, I'm not a backslider. I serve God, I give my tithes, I come to Sunday service, there's so much that I do for the Lord and for the kingdom of God, I cannot be a backslider. So whenever I speak this morning about backsliding, wanneer ek praat van teruggevalle, dan praat ek nie noodwendig van you have forgotten about the Lord in His completeness nie. Jy skeep miskien iewers een van jou jou bediening. Skep jy so 'n bietjie af. Miskien is jy profeties en jy het hom 'n bietjie, you parked it one side. Miskien het jy die gawe van genesing en omdat jy begin het te twyfel het jy dit 'n bietjie een kant toe gesit. Of jy het die gawe van om 'n woord te bedien. Maar wie gaan nou van my luister? Ek is nie die pastoor nie. Ek is nie die apostel wat almal of wat ek graag wil wees nie. Mense sien my nie raak vir wie God in my geplaas het nie. And that's why you have parked it a little bit. Ek wil vir jou sê, as jy vanoggend een van daai is, dan het ek vir jou slegte nuus. You have backslided in your calling that God has given you. Jy het teruggeval in jou roeping in. Nie in jou geloof nie, want jou geloof staan sterk. Ek glo dit met my hele hart. Maar ek wil jou volgende challenge, wanneer ons gaan praat, moet jy jouself die vraag 'n bietjie afvra. Het ek teruggeval? Have I backslided? Or do I still have the passion that was instilled with me the day that I was saved through the blood of Jesus Christ? Of het ons 'n bietjie afgewater geraak? Want Jesus se volk het ook baie keer afvallig geraak. Die Israeliete. Nie een keer nie, nie twee keer nie. Gaan lees met die Ou Testamentiese skrifte. 'n paar keer val hulle terug. Again, I say to you, it's not that you have forgotten about God or forsaken Jesus Christ as your Savior, but there's certain aspects in which we neglect Him. Alright? Hosea vra die volgende vraag, of Jesus praat daar so, hy sê in Hosea 11 vers 7, want my volk dwing om van my afvallig te word. You see, God does not forsake us. We force ourselves to forsake Him in many instances. And again, it's not to say that you are now a heathen. Jy's nie 'n heiden of iets nie, maar daar's sekere aspekte wat ons 'n bietjie op sy gepaak het. Gaan lees maar 'n bietjie weer 'n keer. Exodus. Ja, die Israeliete bou vir hulle 'n goue kalf. Het hulle vergeet van God? No, they knew He was there. Hy is in die wolkkolom, in die vuurkolom saam met hulle gewees. Hulle het geweet hy's daar, maar hulle kies om nie te doen wat hy vir hulle gesê het om te doen nie. Jeremia se hartsbegeerte en hartsgeroep was in Jeremia 3 vers 14 sê hy, keer terug o afkeerige kinders, spreek die Here, want ek is Heer oor julle. The Lord is still the Lord, no matter what you try to tell yourself. Wanneer dit met jou nie so goed gaan nie, en wanneer dit met jou goed gaan. God bly die onveranderlike. Hy kan nie verander nie. Die term afvallige beteken bloot, it's to turn your back on God. Is om jou rug te draai op die Here, jou God. Dit is wat 'n afvallige is. En weer 'n keer, verstaan die konteks waarin ek praat. Ek sê nie, jy is nou, dat jy met pastoor Andries kom sê, daai pastoor het gesê, ek is 'n sondaar en ek gaan hel verdien nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar in sekere aspekte, laat ons na om te doen, dit wat God op jou hart gedruk het. Doen jy dit nog, kind van die Here? Het jy nog daai passie in jou, waarmee jy gered was?
Die Here sê vir ons in Jeremia 14 vers 7 en 11 die volgende: Waarom sou ek jou vergewe? Jou kinders het my verlaat en gesweer by die wat geen God is nie. En toe hulle versadig het hulle owerstel bedrywe, want die huis van Israel en die huis van Juda het baie trouloos teen my gehandel, spreek die Here. So die Here sê hierso, ek het julle geseën, want dit is die meeste van die tye wanneer ons in oorvloed het, wat ons vergeet van God se genade en God se goedheid in ons lewe. Want kyk hoe oulik is ek. Ek post dit op Facebook, kyk my nuwe kar. Ek het hard gewerk daarvoor. Ek post op Facebook want ek het genoeg om vir my broer langs die pad 'n halwe loaf brood te koop, en in die meantime eet ek 10 by die huis. En dan vergeet ons van die goedheid van die Here. Ons vergeet van sy guns, sy gawes, sy seën op elkeen van ons, spesifiek wanneer dit met ons goed gaan. En wanneer ons afvallig is, wil ek vir jou sê, when you forsake your calling, when you neglect what God has pressed upon your heart, wanneer jy in die banke sit, as Pastor Johan die uitnodiging maak, wie het 'n getuienis vir die Here? Who's got a prophecy for the congregation, for die dorp for that matter? As jy bly sit, dan is jy afvallig, want jy doen nie wat die Here, jou God vir jou sê om te doen nie. En wat is die nagevolge daarvan? Kom ek lees gou vir jou. Jeremia 2 vers 19. Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerigheid sal jou straf. Weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die leerskare. Jy sien, wanneer ons nie doen wat die Here vir ons sê nie, dan is dit altyd die ander ou se skuld. Maar dit is nooit my eie skuld nie. Dit is wat ons Afrikaners moet maak. We South Africans love doing that. If something happens to me, it's not my fault. It's the next guy's fault. Scripture teaches us, no. It's because of your own doing. Ek wil vir u verder lees, Jeremia 2 vers 21. Nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad. Maar hoe is jy in my verander, in my wilde lote van 'n vreemde wingerdstok? Die Here sê vir my, hy sê vir ons, hoe kan jy van my al weggedraai het? Onthou die skrif is, ek is die wynstok en julle is die lote. Wat hy hierso sê is, because we are part of this, die wingerdstok. Ons lote het verander, maar dit is by ons eie keuse. Niemand andersters nie. God kan nie verander nie. Maar ons is mense, ons verander baie gereeld. En ons raak afvallig in ons calling. Sê weer vir my, dit is nie so nie. Kom ek vra gou. Moenie julle hande opsteek nie asseblief. Waar is jy? Is jy gereeld Sondag by die kerk? Waar is jy tydens selbyeenkomste? By bidure? Waar is jy as jy die stem het soos Japie en sy band? Amazing. Ons love dit. Ons love julle praise and worship. Maar omdat jy skaam is en jy kan sing, nou sê jy nee, hierdie is nie vir my nie. Jy's besig om jou calling te mis. Dit wat God in jou geïnstalleer het, kan ons gou 'n bietjie praat oor die gawes. Die talente. As jy dit bearbei nie, wat gaan met dit gebeur? It's going to be taken away from you. So jy wat die woord van profesie het, jy wat die gawe het van genesing, as jy dit beoefen nie, iemand andersters wil dit hê, die Here gaan dit by jou al wegvat. Eintlik gaan hy dit nie by jou wegvat nie. Jy gaan dit vir hom teruggee. Because what God has given, he will not take back. Maar ons gee dit terug. Waar is al die jeug? As julle gereeld hierso, Pastor Jan sal hier gereeld op Vrydaande. Elke ene van hulle, of raak hulle ook maar so 'n bietjie weg. Jy moet, hallo, kom. Daar's nie nou tyd vir lapa en vir al daai goeders nie. Dis tyd om kerk toe te kom. Ja, die kinders moet dit hoor. En ons as ouers het die verantwoordelikheid om dit vir hulle te sê. Wie van julle se kinders is ingeseën? Steek op jou hande. Preek jy nog vir jou kinders? Bedien jy nog jou kinders? Bid jy saam met jou kinders? Lees jy saam met jou kinders woord? Onthou die belofte wat julle voor die Here kom sê het en voor die gemeente het jy die voorgestaan het. Here, in U wees ons hierdie kinders oplei. Waar is ons kinders? You have forsaken your calling that God has placed upon your life as a parent.
En dan dink ek, daar's nog so 'n ouetjie wat afvallig geword het. Sy naam was Jona gewees. Julle almal ken die geskiedenis van Jona? Jona en die walvis, dis al wat ons onthou van hom. Maar Jona het 'n opdrag gehad. Jona, God has placed a calling on his life. Nie op iemand anders nie. Dit wat die Here op jou hart geplaas het, ek kan dit nie doen nie. Die Here het sy vertroue in jou gestel, oom, om te gaan doen wat hy wil hê jy moet doen. Nie in my nie, want ek is nie by magte om dit te doen nie. Ek het die invloedssfeer wat jy het nie. Maar hoor Jona se opdrag. Jona 1 vers 2, maak jou klaar, gaan dan jy na die groot stad Nineve en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Nou ons almal ken die geskiedenis, ek sê nie die storie nie, opsetlik, my vrou weet dit al. Wanneer ek praat van dit wat in die Bybel gebeur is, praat ek nie van die storie van Jona nie. Because this is not a story. A story is fictionist. This is not fiction. This is reality. It happened. It's part of history. Geskryf in die grootste geskiedenisboek wat ons almal ken. Amen? Maar in plaas van Nineve gaan Jona en hy rebelleer en hy vlug. En hy mis dit wat God in sy hart ingeplaas het. Nou kan jy baie maklik vir my gesê het, ja, maar die Here kom ons iemand anders gestuur het. Nee, die Here wil nie iemand anders gestuur nie. The Lord has called each one of us to do what he has called us to do. Ek weet nie wat jy moet gaan doen nie. Ek weet wat ek moet doen. Ek moet net die waarheid praat. Want die waarheid sal ons vrymaak. Amen. Maar hy kies, hy gaan Tarsus toe. Nou, Tarsus was 'n stad in Spanje gewees en my Bybel sê vir my, dit was ook 'n goddelose stad gewees. En ek weet nie, miskien miskien het hy Tarsus toe gevlug, want hy het gewees 'n goddelose stad, en miskien het hy gedink, weet jy wat, ek moet van Nineve, wat die Here gesê het, sondaars is, en ek gaan hulle brand, en fire and brimstone is going to fall down on them. En hy besluit, nee, in plaas van Nineve toe gaan ek Tarsus toe, want Tarsus is net so 'n sedelose stad. Ek gaan miskien daar vir hulle vertel. Dit is nie die God se plan gewees nie. God het miskien 'n ander profeet na Tarsus toe gestuur. Wat gaan soek jy in 'n ander man se, amper sê ek slaai, kan ek sê slaai? Hoekom gekrap jy ander man se slaai deur mekaar? Jy gaan dit vir hom of vir haar moeilik maak. Dit wat God, that what God has instructed you to do, you should go and live it out. Anders gaan jy probleme optel. Ons gaan aan met Jona. Want Jona het hierdie probleme ondervind. Hier is hy op pad, en hy skipie in, ons almal ken die geskiedenis weer 'n keer, hy gaan klim onderste in die skip, en hy gaan lê om te slaap. En hier kom die storm, want wanneer jy nie doen wat die Here vir jou sê om te doen nie, you are going to end up in a storm, en dan is dit almal se skuld, behalwe God se skuld. Die Here wil my beproef met hierdie storm, nee, die Here wil net op die regte pad kry in hierdie storm. Maar hy lê in slaap, en hierdie storm kom, sonder waarskuwing, die winde waai, die seile word losgeskeur, hulle verloor hulle stuurstang, ek weet nie, ek is nie 'n matroos nie, hulle roer. Rudder, ek ken nie Engels, rudder. Ja, hulle verloor dit en alles. En, maar ek wil vir jou sê, wanneer jy in hierdie storm inkom, it's not because anything else, dit gaan nie oor enigiets minder nie, dit gaan oor, omdat God jou jaag. God is going to chase you to get you into a place where he wants to use you. Jy kan nie daarvan af wegkom nie. Die Here is alomteenwoordig, hy is almagtig. Jy dink jy gaan iets skelm om die hoek doen? Raai wat? Die Here is daar. Jy kan vir pastoor Andries wegsteek soveel as wat jy wil. Nie dat jy kan nie. Die Here gaan hom aan sekere goeders openbaar. Maar ons gaan doen goeders om die hoekie dat niemand dit kan sien nie. En hier gaan Jona en hy gaan kruip weg. Die Here moet my net nie sien op hierdie skipie nie. Jy kan nie vir die Here gaan wegkruip nie. God is going to chase you no matter where you go, because he's got a calling on your life and you need to follow it through. Because you are the best person for that particular job. Jy is die beste persoon daarvoor. En dan lees ek die kaptein en sy bemanning, hulle is vreesbevange, hulle begooi die hele vrag oorboord, net om die skip ligter te maak, en hulle roep na hulle gode aan. Sê my Bybel. Wie van julle het gelukbringertjies? Kom, haal uit al die haaspotjies, of stertjies, of
hoewe bo kan die deur, Lord bless my house with this. Maar hulle roep die gode aan, en wat doen Jona? Jona wat weet, wie die waaragtige God is, hy lê in slaap, rustig, niks pla hom nie, so het hy gedink. Want jy sien, wanneer jy in die buik van die skip gaan slaap, en die Here jaag jou, when God chases you to go and do something, there's something that wells up inside of you, dit gaan jou onrustig maak, jy gaan nie kan slaap nie, of jy gaan kan slaap, maar jy gaan nie uitgerus word nie, want dit is nie die slaap vir rus nie, jy slaap want jy wil nie hoor wat die Here vir jou sê nie, jy druk jou ore toe en jy sing vir jouself 'n lullaby, you sing yourself a lullaby, as long as I don't want to hear God's calling, and what God is accusing me of certain stuff that I've neglected in the kingdom of God. Dis wat Jona doen hierso. As ek slaap, dan kan ek nie lekker die woord van die Here hoor nie. When we get into the storms, wie van julle het al gevoel die Here het van jou vergeet in die middel van jou storm? Ons het net nou gesing ook. Wie het al so gevoel? Ek het al so gevoel. Ek het gevoel, Lord, in the storm, where are you? You said you will never leave me, you will never forsake me, Lord. Ja, I'm stuck in the storm. Where are you? Kan ek gou vir jou sê waar die Here is saam met jou in daai storm. En weet jy hoekom? Because in many instances, God has sent that storm to get us back on the right path. Want die Here het 'n roeping op jou lewe. Hy wil hê jy moet iets gaan doen vir hom. Vir sy heerlikheid. Maar nou kruip jy weg. En hier kom die storm. En hierdie storm dink ons baie keer om ons te vernietig. Nee. The storm is there to bring you back into the presence of God. Want weet jy hoekom? Die Here het jou gekoop met sy bloed. Jy is vir hom kosbaar en hy gaan jou nooit los nie. Ek onthou toe my kinders klein was en selfs met my kleinseun ook. Wanneer ons in die strate loop, dan sê ek vir hom, oom Pierre, ek sê vir hom, kom ek hou vas jou hand. Weet jy hoekom? Ek hou sy hand vas. En so is dit met die hemelse Vader ook. Hy hou ons hand ook vas, want as ek Xavier my hand vasgehou het, want hy my net so aan die vinger beet. Ek hou hom nie vas nie. En weet julle wat gebeur as hy los? Dis chaos. Julle ken almal daai gevoel. Hy hardloop, straat op en straat af en veral in Checkerson. Hoorie so, hy weet al presies waar hy soets. Ek weet nie hoekom nie. Ek weet regtig nie hoekom nie, maar as hy wegraak, ons gaan soek hom daarso. Maar as God jou vashou in jou storm in, weet dat jy is veilig. Jy kan maar hardloop soveel as wat jy wil. It's not going to matter. Nou ek wil gou met jou deel. When we backslide on our calling, wanneer ons terugval op dit wat God vir ons beplan het, sy roeping, sy opdrag aan elkeen van ons is wat? Ken julle dit nie? Gaan dan heen, maak disippels, alle nasies, doop hulle, leer hulle, maak hulle groot in die weë van die Here. Jou kinders is onder daai nasies wat ek en jy moet groot maak. Hulle vriende, jou bure, jou wat nie die Here dien nie. Dis ons opdrag. En wanneer ons hierdie opdrag uitvoer nie, kom ek vra is hierdie. Kom ons kyk hoe slim is hulle. Pastoor Andries, kom staan hier by my asseblief. This is the calling. The Great Commission, that's what we call it. Nee? Ja. Ons, die geleerde mense. The Great Commission. So sê gou vir my, as hierdie herder hier by my staan, wie maak die skape? Skape. Ja. Nie die herder nie. Nee. Die herder maak hulle oppas, hy maak hulle skoon, hy breek so 'n bietjie hulle bene partykeer as hulle rondloop. You have got a calling. You have got a calling. You have got a calling to go and make disciples. His calling is to minister to them. Ek sê nie hy gaan by die huis sit en julle moet nou net gaan arbei en hy gaan net Sondag bedien nie. Ek weet dis nie sy hart nie. Ja. Hulle sê ons werk net op Sondag. So julle het werk om te gaan doen. Sien julle al hierdie leesitplekke? Why are they empty?
It's his fault. No, it's not his fault. Dankie. You have got a calling. Because if you do not live up to your calling, whether it is to go and make disciples, whether it is to prophesy, whether it is to minister to somebody, whether it is to whatever the Lord has pressed on your heart, is dit om in die band te kom sing? Wat is jou roeping? Want elkeen van ons se roeping is uniek. Ek sing ook nie in die band nie. Prys die Here daarvoor. Want iemand sy oorpleisies verkoop het en meer geld gemaak het as wat die kerke ooit kan maak. Wat is jou roeping? Because you see, if you do not live out your calling, wanneer jy nie jou roeping uitdien nie, I've got bad news for you. You have backslided in the kingdom of God. En wanneer jy teruggeval het uit Jonas se storie uit, wil ek gou vir jou 3 lesse leer. Miskien 4. But 3 definite repercussions. Want daar's nagevolge, né? Ons het geleer in skool. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. Net nie altyd in die rigting wat ons hom altyd wil hê nie. En dit is dieselfde hoe dit werk met die Here. When we don't do what he instructs us to do, there will be a reaction. En die eerste reaksie is dit. Jou afvalligheid maak jou 'n gevaarlike mens om saam te wees. Your backsliding or your neglect to do what God has ordained you to do makes you, wat is die Engelse woord nou? A danger, baie dankie, to the people around you. Kom ek verduidelik dit gou so. Wie was saam met Jona op die skip gewees? Ander matrose. Maar vir wie het die Here nagejaag? Vir Jona. Maar omdat hy vir Jona gejaag het en Jona het nie gedoen wat die Here vir hom gesê het om dit te gaan doen nie, stel hy ander mense in gevaar. Other people were in danger because he did not do what God has instructed him to do. En dit is nie die mense wat saam met Jona op die skip is nie. Onthou, hier vaar al op die see. Wie van julle was al by Durban gewees? Of by die oseaan gewees? Die Stille Oseaan, die Atlantiese Oseaan. Ek gee nie om hoe groot dit is nie. As jy daar gestaan het, have you seen that there is not just one ship on the ocean? There are many ships on the ocean. En wanneer jy nie doen wat die Here vir jou gesê het nie, stel jy al daai mense in gevaar in. Wanneer ek praat van hierdie skepe, dan praat ek van verskillende kerke. Want jou aksies kan 'n gevolg hê tot iets groters wat jy nie sien nie. Jona het net gesien die skip waarop hy is. What about the other ships? Hulle almal was in gevaar gewees en hulle het die gevaar geloop om skipbreuk te ly. Jy sien, die realiteit is dit. Wanneer jy nie doen wat die Here wil hê jy moet doen nie, wanneer jy sonde pleeg, ons almal weet, sonde is nie van die Here af nie. Wanneer jy sonde pleeg, baie mense sê hierdie vir my wanneer ons berading doen, veral wanneer ek kom by counseling and there's drugs involved of pornografie of you name it, want my sonde is mos my sonde. Dit affekteer niemand andersters nie. Now I want to explain to you that your sin and your backsliding affects other people also. Dink gou, die ou wat verslaaf is aan dwelms, wie word geraak daardeur? Sy hele familie. Nie net sy huisgesin nie, sy hele familie word geaffekteer daarvoor. Want die kinders begin honger te ly. Ma wil vir pa skei, ma wil vir pa slaan. Hoekom? Want almal ly daaronder. Moenie vir my kom sê my alkoholisme is my eie probleem nie. Dit raak net vir my nie. It's not only affecting you, it's affecting everybody. It's affecting the kingdom of God because you are part of the kingdom of God. Want wanneer jy dink dat jou probleem is jou eie, dan mense om jou raak kwaad. En binne in die familiebande, eers een vir wie hulle kwaad raak is vir pa. Dan raak hulle kwaad vir God. Ma en pa is heel bo aan die lys, want dit is mos nou hulle skuld. Ma moes gesien het dat pa nie hierdie ding doen nie, of pa moes gesien het ma nie hierdie ding doen nie. Pa en ma moes toegesien het dat hierdie dinge nie met ons gebeur nie. Ons is kinders. They needed to protect us. En dan raak hulle kwaad vir die Here.
En jy sien, nou begin die skip te raak. Nou begin die koninkryk van God te raak. Want kinders word kwaad vir God. Want hoe kon God, want dan so vredelewende God is, hoekom het hy sulke dinge oor my pad gestuur? Hoe kon hy toelaat dat hierdie dinge gebeur? Weet jy wat gebeur? Die kinders kom nie Vrydag aan die jeug toe nie. En dan kom hulle nie meer kerk toe nie. Kyk 'n bietjie om julle rond. Waar is die kinders van die Here vandag? Die volgende generasie kerk. Waar is hulle? Ek is nie vir julle kwaad nie, hoor, ek is nie vir julle. Is julle hier? Prys die Here. Maar wanneer ons nie doen wat God sê vir ons om te doen nie, mense om ons kry seer. Kom ek gee vir julle gou nog 'n voorbeeld. In 2 Samuel Dawid, koning Dawid, hy laat die volk tel. Hy wil kyk, hoorie, hoe sterk is my nasie nou eintlik? En die Here sê vir hom, "Vir wat wil jy dit moet doen? Wat wil jy in elk geval weet hoe sterk is jou nasie? Ek is die Here jou God. Jy moet in my vertroue hê." En wat doen hierdie koning Dawid? Hy sê, I'm going to backslide. I'm not going to do what God has instructed me to do. En hy tel die volk. En weet julle wat is die nagevolg daarvan? 70,000 plus mense sterf. Want jy sien, hy het nie gedoen wat die Here sy God vir hom gesê het om te doen nie. Hy het sy eie kop gevolg. En hoe baie keer volg ons eie kop? Ek soek 'n nuwe kar. En nou gaan koop ek 'n nuwe kar. I consulted God and he said to me, at this particular time in your life, en hierdie seisoen waarin jy nou is, kan jy dit nie bekostig nie. Ek is mos 'n man van status. En ek gaan koop die kar, en oor 6 maande kom die bank en hulle vat die kar by my weg. Here, hoe kon jy dit toegelaat het? Hallo, ek was al toegewaarsku, net soos wat Dawid al toegewaarsku was. En wat moet Dawid toegedoen het? Hy het gebely. Hoor gou 2 Samuel 24 vers 17. Hy sê vir die Here, kyk, ek het gesondig en ek het verkeerd gehandel. Maar wat het hierdie skape gedoen? Laat U tog teen my wees en teen my familie. Jy sien, Dawid het gesnap. He saw that his backsliding, not doing what God instructed him to do, is now affecting a nation. Jy sien, dit gaan wel groter as net jou huisgesin. Ek en jy moet doen wat die Here vir ons sê om te doen, wanneer ons dit moet doen. Gevolg nommer 2. Jy sal bestraf word deur die wêreld. When you don't do what God instructs you to do, even though you are a child of God, somewhere in your life, the world is going to come and they are going to rebuke you. Hulle gaan jou die vinger wys. Lees gou saam met my as jy jou Bybel nog steeds hier het, op Jona 1 vers 6, kom hierdie kaptein by Jona en hy sê vir hom, wat makkeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Want jy sien baie keer, wanneer ons backslide, wanneer ons afvallig geraak het, dan draai ons om en ons sê, ek kan niks omtrent hierdie situasie doen nie. Dis wat Jona gedoen het. Ek kan niks omtrent julle situasie doen nie. Ek lê lekker in slaap. It's time for the church to wake up and do something for the kingdom of God. Want Jona wat geweet het, hy dien die lewendige God, het besluit, nee, ek gaan nou terugsit. Ek gaan nou net mooi niks doen nie. Want hoekom? Hy het gevoel, ek is so ver van die Here af. Min het Jona geweet, die Here is in hierdie storm saam met hom. Ek wil vir jou sê wat vanoggend voel, jy is in hierdie storm en die Here is ver van jou af. Die Here is saam met jou daar en die Here gaan jou deurdra. Al wat die Here van jou verwag is, wees getrou aan my opdrag, my mandaat. The mandate that I have given you, you need to execute it. You need to execute it. Want ek het nie jou mandaat gekry nie, jy het nie my mandaat gekry nie. Elkeen van ons het 'n verskillende opdrag van die Here. Doen jy dit nog? Leef jy dit nog? Want anders gaan die wêreld na jou toe kom. Op 'n stadium was daar by jou werk 'n lesenaar gewees waar die Bybel oopgelê het en jy die hele dag vir mense gesê, hoorie, wat doen jy Sondag? Nee, jy weet mos, Saterdag gaan ons dit party, dis rugby, dis bier en braaibroodjies, eet julle braaibroodjies? Sê, julle gaan hemel toe. Maar dit is hoe dit was. En dan sê jy vir jou Maandag, waar was jy gewees Sondag? Dik babbelas gehad. Sê vir hom, nee, weet jy wat, los hierdie goeders, kom Sondag saam met my kerk toe. Daar gaan jy iets anders te skryf. Maar wanneer jy gebackslide het, dan gaan hierdie ou begin wonder, hoorie,
Hoekom nooi hierdie ou my nie meer saam met hom kerk toe nie? Hoekom lees hy nie meer so baie die Bybel nie? Hoekom vertel hy my nie meer so baie van sy Here nie? Want jy sien, when you have backslided and you feel far away from God, somewhere the hope that that person had, even though it was just a flicker, is going to die because you were his hope. Miskien het die Here vir jou op sy pad gesit om hom juist by hom uit te bring, maar nou omdat jy nie gedoen het wat jy moet doen nie, nou vervaag daardie hoop. Daai persoon wat by die werk was, wat nie die Here gedien het nie, wat nie Sondag by die kerk gekom het nie, wat Saterdaande nog steeds geparty het en Maandag het jy maar saam met hom gebid. Jy was sy hoop gewees. Maar nou moet jy nie doen wat die Here vir jou gesê het om te doen nie. Vervaag daardie hoop in hom, want jy voel ver weg van die Here af. Paulus is ook vasgevang in 'n storm. Julle ken die geskiedenis ook, né? Paulus, hy is op pad om die keiser te gaan sien. Hulle word ook vasgevang in 'n storm en op 'n stadium staan Paulus op en hierdie bemanning het ook selfs soos in Jonas geval. Hulle gooi alles oorboord, behalwe vir arme ou Jona op daai stadium. Hulle gooi alles oorboord want hulle probeer by die land uit te kom. En Paulus sit in dieselfde geval in. Hoor mooi. Paulus sit ook in 'n storm in. Maar Paulus, unlike Jona, gaan kruip nie weg in die buik van die skip nie. Hy staan op en sê, hoor die woord van die Here. Die woord van die Here het na my toe kom en gesê, bly by die skip en julle sal gered word. Jy sien wat hy het geweet waar sy krag vandaan gekom het. En ek en jy, wanneer ons doen wat God vir ons sê, te midde van jou storm, gaan jy kon opstaan en sê, bly by die skip. God gaan ons almal red. God is going to save each one of us, as long as we stay by the ship. Dan kan jy uit jou bediening uit begin profeteer. En mense gaan begin doen wat jy vir hulle sê om te doen. Want God is saam met jou in hierdie storm in. Maar jy moet wees in God se wil, in God se plan. Want Paulus het gesê, ek het 'n droom gehad. Ek het 'n droom gehad. Ek het gedroom, God het 'n plan vir my om by die keiser uit te kom. Daarom sal ons nie sterf nie. We sien, Jona kon dit nie gedoen het nie, want Jona was buite God se plan gewees. En ek wil jou volgende vra, is jy nog binne in God se plan, te midde van die storm, sodat iemand andersters se geloof gebou kan word? Of is jy soos Jona, buitekant God se wil, in 'n storm, en jy stel ander mense in gevaar? God stuur 'n storm, baie keer, om ons terug te bring op sy pad, op sy wil. Gevolg nommer 3. God gaan jou afbring tot in die laagste put bekend aan die mens. You can run, but you cannot hide. God is going to bring you to the lowest point in your life. Dit is daai punt van moedeloosheid. Here, ek sit in hierdie storm. En ek weet nie meer wat nie. Ek weet nie meer watter kant toe nie. Ek gee oor. Ons sing daai liedjie, I surrender all. Waar is die mense wat sing? Julle ken dit beter as ek. Ek gaan dit nie eens probeer sing nie. Want dan gaan julle almal loop. Maar hulle sing daai liedjie, I surrender all. En Jona kom op 'n punt in sy lewe in en hy besef, Here, ek wil alles net teruggee vir U. Want ek is nou op die laagste van die laagste punt van my lewe. Nee, kom ons gaan eers 'n bietjie terug. Kom ons gaan eers 'n bietjie terug. Jona en die bemanning staan op hierdie dek. En iemand hier moet dit hoor vanoggend. Hulle staan op hierdie dek en julle kan dit gaan lees. En hulle sê vir Jona, nee, don't worry, we've got your back. En hulle begin te roei vir al wat hulle werd is. Hulle wil by die land uitkom. Iemand hier moet dit hoor. Wanneer jy buite die wil van die Here is, gaan mense vir jou niks kan doen nie. Want daai bemanning kon nie vir Jona gered het nie. Dit is tyd vir jou om terug te kom in die wil van die Here in. Jy is besig om te kyk na mense. Die mense kan vir jou niks doen nie. Only God can save you. Ek weet nie wie dit moet hoor nie. It's time to get in line with God's will for your life. Maar in elk geval,
Hier is ons Jona nou, hierdie manne vat hom en sê, nee, weet jy wat, jy het iets verkeerd gedoen, nou word ons gestraf daaroor. Gaan swem. Ja, visie. En hier kom hierdie vis, en hy sluk vir Jona, en Jona bevind homself op die diepste, donkerste oomblikke van sy lewe. 'n Gevoel van moedeloosheid sak oor Jona. Moedeloosheid. Hy weet nie meer waartoe hy gaan nie. Hy weet nie wat met hom gebeur nie. En hier in hierdie vis se maag, seaweed wrapped around him, dit stink sekerlik. Ek het al vis geslag, ek vang vis. Dit ruik nie altyd baie aangenaam nie. Maar hier sit Jona, in die donkerste. Hy weet nie wat hom aangaan nie, hy weet nie wat die Here se plan is nie. Maar dan besef hy, my God is able. In Jona 2 vers 1 en 2 sê hy die volgende. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die uitgewande van die visse gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp, u het my stem gehoor. En miskien voel jy volgens soos Jona moedeloos, want jy het uit die Here se wil uit beweeg. You neglected the calling of God on your life. En jy voel, ek weet nie meer wat kant toe nie. Die storms wat om my woed, ek voel ek sit in die visse ingewande, ek weet nie waarheen ek op pad is nie, Here, dit is donker, dis nag hier om my. Ek en jy het nog die geleentheid, want ons weet dat ons God lewe. Hy kan nie verander nie. En ek wil jou aanmoedig, kind van die Here, bid tot die Here jou God. Bid ernstig, smeek by hom vir vergifnis, en hy sal vergifnis gee, want dit is die Here vir wie ons dien. Glo jy my nie? Kom ons gaan gou. Skiep so 'n paar jare vorentoe, seker 'n paar duisend jaar, ek weet ook nie, 100 jare. Hier hang Jesus aan 'n kruis. Een op sy linkerkant, een op sy regterkant. Een is spot saam, en die ander sê vir hom, Here, vergeef my. Hulle weet nie wat hulle doen nie, maar Here, vergewe my. En die Here sê vir hom, vandag sal jy nog saam in die koninkryk inwees. You see, it's never too late. Jy kan voel in jou storm, jy weet nie waarheen jy op pad is nie. You might feel that the Lord has just left you alone. Die Here gaan jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Hy is saam met jou in die storm. Hou vas aan hom. Jona het gedink die Here is klaar met hom. Hy het uitgeroep, Jona 2 vers 4 tot 9. Ek is weggestoot, weg van die oë. Tog sal ek weer die heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot die siel toe. Die vloed was rondom my. Seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedwaal tot by die grondslaaf van die berge. Die grendels van die aarde het vir my altyd ingesluit. Baie keer voel ons so. Maar Jona maak dan die regte besluit. En hy bid die volgende. Toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by U gekom in die heilige tempel. En daarteen sal aan U offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Jy sien, Jona 2 keuses gehad. Hy kon in 'n hoopie gaan sit het. En miskien is jy in jou storm en jy voel, ag, aarde sluk my net in. Ek weet nie meer watter kant toe nie. Jona kon hierdie denkwyse gehad het, maar Jona maak 'n keuse en hy sê, Here, ek gaan my tot U wend. U kan hierdie storm stilmaak. U kan my uit hierdie situasies uitred. Dit waarin ek is, miskien as gevolg van my eie nalatigheid, miskien as gevolg van my eie denkwyse, my eie hardkoppigheid. Die Here is getrou en hy gaan ons red. Hy sal jou ook red. En jy kan miskien vanoggend vir my sê, ja Anthony, vir jou is dit maklik om te praat. Julle pastore het mos altyd net happy go lucky. Storms kom ons nie in julle lewens nie. Jy weet nie wat het ek gedoen om die Here seer te maak nie. Jy weet nie wat het ek gedoen wat onvergeeflik is nie. Ek het volgens vir jou goeie nuus. God se genade is vir my en vir jou beskore. Nothing that you have ever done cannot be forgiven.
That's the God we serve. But it takes a decision from each one of us to say, Lord, I acknowledge that I have forsaken you in my calling. Lord, I acknowledge, Here, ek bely vanoggend dat die roeping wat op my lewe is, het ek een kant toe geskuif om my eie persoonlike belange te bevorder. Maar Here, vergewe my, help my, lei my, want ek wil vir U werk. En baie keer wanneer ons in hierdie dinge gaan, ek sê nie julle moet dit nie doen nie. As jy voel jy wil met jou herder gaan praat of met een van die beraders gaan praat, you are more than welcome. Hulle is daar om julle te lei, om terug te keer op die regte pad. Maar kan ek gou vir jou sê, ekskuus, geen woord, geen mens, geen boodskap, geen preek kan dit vir jou doen nie. Sy naam is Jesus Christus. Hy is koning. Hoor gou, Jeremia 3 vers 22. And this is the promise that I want to leave to you. If you have forsaken your own, as jy jou eie roeping 'n bietjie afgeskeep het, en gesê het, Here, ek het afkerig geword, Here, ek het afvallig geword, Lord, I have backslided in my calling to you. Weet jy wie gaan iets omtrent dit kan doen? Number one, yourself. You need to acknowledge it. And then God is true to His word. Jeremia 3 vers 22 sê die Here, ek sal julle afkeerigheid genees. Ek. Nie hierdie woord nie. Die Here jou God alleen kan genees dit wat ek en jy afgebreek het. Dis hy alleen wat ons uit hierdie storms kan uithaal, waarin ons onsself bevind. Hierdie storm, hierdie emosionele storm, wat vir jou sê, wat jou jaag na die buik van die skip toe om te sê, ek weet wat die Here vir my beplan het, maar ek gaan die wisters wegkruip. Hy kan jou daar uithaal. Hy kan jou weer op platform sit, waar jy nog nooit was nie. Dis die Here vir wie ons aanbid. So ek wil jou vanoggend vra, wat se dimensie van jou geestelikheid het jy afgeskeep die afgelope week? Ek wil nie eens praat oor jare nie. Die afgelope week. Het jy voluit vir die Here nog geleef? Daai brandende begeerte gehad om siele te red? Daai brandende begeerte om bid hier toe te kom? Om na 'n selgroep toe te gaan, om by die jeug uit te kom? Daai brandende begeerte om net saam met jou herder te kom bid? Want hy het dit nodig. Hoor mooi, julle herders het nodig dat julle saam met hulle moet bid. Moenie hom altyd sê, kom bid jy saam met my nie. Nooi hom 'n bietjie vir 'n koffie en 'n biltongkie en 'n melktertjie of 'n whatever, 'n koeksustertjie. Pastoor, moenie saam met my kom bid nie, ek wil vanoggend saam met jou bid. Doen julle dit nog? Bid vir julle herders, hulle het dit nodig. Bid vir mekaar. Ons het dit almal nodig. Maar doen dit wat die Here op jou hart gedruk het. Dan sal jou daarvoor spoedig wees. Ek sê nie, daar gaan nie storms wees nie. Maar God bly nog steeds in beheer. En jy kan probeer van hom weghardloop soveel as wat jy wil. The Lord your God is going to bring you on the road that He wants you to lead. Amen? Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om te kan weet dat U is nog altyd in beheer. Here, ek moet vanoggend bely en my kop laat sak in skaamte, want daar sekere aspekte in my eie lewe ook wat ek nagelaat het om geestelike werk te doen vir U. Here, daar sekere aspekte in my lewe wat vervlou het, wat ek gedink het is nie belangrik nie. Here, ek het gedink dit was nie belangrik om saam met iemand te bid wat op 'n straathoek gestaan het nie. Maar Here, dit was my hart en nie U hart nie. En daarom is my gebed vanoggend, Vader, dat U hart opnuut aan elkeen van ons sal openbaar, sodat ons kan gaan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Because we want to be kingdom builders.
Here, wanneer ons uit die lyn uit is, when we don't do what you want us to do, it's not a very nice request, Lord, but Heavenly Father, I pray that you send the storms, not to destroy us, but to bring us back on the path of righteousness, die pad wat U vir ons beplan het. Want die woord van die Here sê vir ons, U het al reeds ons weer bepaal. Help ons almal om in die weer in te beweeg, Here, en daar te bly. Here, my gebed is dat U hierdie gemeente sal seën. Here, dat die galerye gebou sal word, en dat siele gewen sal word vir die koninkryk van God, in en deur die mense wat hier voor my sit. Dit is my gebed in Jesus naam alleen.